Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland Immanuel. God is met ons, reddende Here, levende woord. Goeiedag. Prof Kenneth beskryf wat hy noem die eerste eenrigtingstraat in die geskiedenis, van die hemel na die aarde. God kom na die mens en nie andersom nie. God is dus getrou en hy bereik sy doel, om mense op aarde te hê en daar met hulle in gemeenskap te leef. Maar wat dan nou van die hemel? Verloor ons dit dan? Miskien tog nie, reken Prof Kenneth. Waar sou die hemel wees? Ek weet nie, maar ek weet ten minste, dit moet wees waar God is. Maar as hy dan aan die einde by ons op die nuwe aarde is, sal hierdie nuwe aarde dan nie wees waar die hemel is nie. En is dit nie dalk die diepste betekenis van hemel op aarde nie? Ons het die neiging om die aarde gering te skat. Hoe lank het ons nie gesing, hoe skoon die aarde, dit het min waarde. Hoe het gelowiges nie alles wat aards is vermy en net na die hemel verlang nie? Waarom vertel die heel eerste skepingsverhaal net van die fisieke dinge wat gemaak is? Sou dit dan nie die fisieke harde kante van die werklikheid belangrik maak nie? En wie het die eerste mens uit die stof van die aarde gevorm? Onthou, daar staan in werklikheid dat Adam uit Adama, die stof of grond, gemaak is. Let dit dan nie 'n baie noue verband tussen mens en grond of aarde nie? Ons sal moet leer dat ons vir die aarde gemaak is, of liewer, ons sal moet leer dat ons vir God op die aarde gemaak is, om op aarde in sy gemeenskap te leef en sy seëninge te geniet. As God ons hier geplaas het en hy nie afsien van sy doel met ons nie, sal ons hier bly, maar natuurlik op die skoongemaakte en niet gemaakte aarde, aldus Prof Kenneth. Sy standpunte mag vreemd op die oor val by die eerste antwoord daarvan. Vir my persoonlik hou dit 'n groot mate van gerusstelling in, want, laat ons maar eerlik wees, geen mens weet regtig hoe die lewe na ons bestaan op hierdie aarde sal wees nie. Ek het nog altyd gedink, dit sal maar baie vervelig wees om op 'n wolk rond te dryf en heeldag harp te speel. Ek vind baie meer aanklank by die gedagte dat ons nog die dinge waarin ons gewoond is, sal kan doen, en selfs meer sal kan geniet as nou, omdat dit op 'n nuwe, herstelde aarde sal wees. Dis mos soos ons lewe ken. Die profeet Micha het dit nog altyd vir my pragtig uitgedruk wanneer hy in Micha 4 oor wat hy noem die laaste dae skryf en sê, hulle sal van hulle swaarde ploegskare maak en van hulle spiese snoeimesse. Nasies sal nie meer die swaard teen mekaar opneem nie. Hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie. Maar elke man sal onder sy wingerd en onder sy vyeboom sit, sonder dat iemand hom opjaag. Is dit nie dalk iets om na uit te sien nie? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons raak baie keer verskrik as ons dink aan wat vir ons wag wanneer ons tyd op hierdie aarde verby is. Omdat ons dit nie ken nie, omdat ons nie presies weet hoe dit gaan wees nie. Maar dankie dat U in U woord vir ons beloftes van 'n nuwe lewe, 'n lewe soos ons dit ken en geniet, maar nuut gemaak op 'n nuwe aarde, dat U vir ons so 'n beeld skets. Ja, dat U beloof ons sal elkeen ons eie wingerd en ons eie vyeboom hê, en niemand sal ons daar opjaag nie. Help ons dat dit ons gerus sal maak, in Jesus se naam. Amen.